Dis vandag Maandag, 26 Januarie. Welkom by vandag se luistermeditasie. Ons lees saam uit 1 Korintiërs 1 vers 10. Ons lees uit die 1983 vertaling. Ek steek vir ons 'n kers aan as 'n teken van God se teenwoordigheid, as jy saam met my tot rus kom. Heilige Vader, maak my heilig. Heilige Jesus, maak my heilig. Heilige Gees, maak my heilig. Heilige God, maak my heel. Daar was verdeeldheid in Korinte. Dis die opskrif van hierdie perikoop, verdeeldheid in die gemeente. En Paulus se oproep hier is om eensgesind te wees. Ek wil jou nooi om die teksvers op jou hart te laat lê. En waar dit dalk ongemak by jou bring, wees nuuskierig en let op waar dit in jou lyf gaan sit, waar jy dit voel. Ek doen 'n beroep op julle almal, broers en susters, in die naam van ons Here Jesus Christus, om eensgesind te wees. Daar moet geen verdeeldheid onder julle wees nie. Julle moet een wees in dieselfde gesindheid en met dieselfde oortuiging. Ek doen 'n beroep op julle almal in die naam van Christus om eensgesind te wees. Daar moet nie verdeeldheid onder julle wees nie. Eensgesindheid is nie dieselfde as om eenders te wees nie. Nêrens kry 'n mens dat almal oor alles sal saamstem nie. Soveel mense, soveel opinies. Ons is almal verskillend en sien dinge uit verskillende hoeke. Verdeeldheid gebeur juis wanneer ek dink almal moet soos ek na 'n saak kyk. Of wanneer iemand anders dink ek het die regte idee en almal moet soos daai persoon wees. Eensgesind gaan eerder oor ons gesindheid, ons attitude. Wanneer Paulus oor gesindheid praat, is dit die gesindheid van Christus. Dit is altyd sy verwysingsraamwerk. Eensgesindheid is dat almal die liefde sal kies. Liefde maak ruimte, maak plek. Ek nooi jou om vir 'n oomblik asem te haal in die sentrum van jou hart en voel hoe daar spasie kom.
hoe jou hart verruim. Gebruik die stilte om in die sentrum van jou hart asem te haal. My woord vir die jaar is veelkantigheid. Veelkantigheid. Dis 'n versigtiging om in die eerste plek die veelkantigheid van God raak te sien en dit te ontgin en te ontdek in my lewe. Maar dis ook om die veelkantigheid van my eie self beter te leer ken. En om dan ook die veelkantigheid in ander raak te sien, te respekteer en dit te waardeer. Maak dit saam met my in die stilte jou gebed. Om die veelkantigheid van God ook in jouself en in ander raak te sien en te waardeer. Laat Heer U vrede deur my vloei. Laat ek hoop gee daar waar twyfel is. Ek wil U lig in duisternis laat skyn en smaak gee in 'n wêreld vol venyn. O Heer, help my om altyd so te leef. Om ander hoër as myself te ag, ja, om lief te hê, ander bo myself, en ook eerder te gee as te verwag. Laat Heer U liefde deur my vloei. Amen.